Dit is vroegoggend hier op de Wetsdrif. Dit word reggemaak. Die kinders, die kleintjies het buite gesit, maar hier's 'n bietjie van 'n reën. Nou is hulle almal binne, so die party gaan hier binne gebeur. Al die instellings en oefeninge gebeur nou.
Lizette kom bring. Carla, die wil eers maar aan. De toei. Dit is die daai plaas, hulle deel die plaas. Julle weet almal hoe sy. Joan Kreet, Ansie Kreet, skiet. Met waarheid oor my en oor jou. Aan die einde van die reënboog, reg gekleen geel en blauw, vol geheime in sy goedbond, met waarheid oor my. Die fors van jou staan, waar die knik van jou ja, waar is die droom waarin jou met waarheid oor my en oor jou. Aan die einde van die reënboog, reg gekleen geel en blauw, vol geheime sy goedbond, met waarheid oor my. Neem my saam, hou my vas by jou, laat my glo in jou.
weet jy so graag wou. Kom saam met my en dra my saam op vlerke van die wind. Kom ons soek die wind van roep in ons, wat skyn en naad wil achterlaat. En waarheid vind, kom saam met my. Kom saam met my. Ek wil jou ken, ek wil jou ken. Kom saam met my. Kom saam met my. Ek wil jou ken. Hier's my hand, bly naby my. Ek soek na jou en jou sê jy soek na my. Kan jy my volg en glo en saam met my op vlerke sweef? Kom ons vind die kind, wie stip in ons, wat leen en vrees verby laat wees, wat waarheid lief. Kom saam met my. Kom saam met my. Ek wil jou ken, ek wil jou ken. Kom saam met my. Kom saam met my. Ek wil jou ken, ek wil jou ken. Julle siele kan nou rus. Van vooraf, dis net is 'n vredevolle kind, hoor? Wat so mooi, so kan julle dit glo. Ons is fantasties. Sy is 'n kind, ja, hier maar. Ek gee vir haar hande. Die wonderlike kind.
son Kersfees, van die koningskind verjaar. Ek skuif vir jou in die noorde, en sal die postui vra, sal hy gaan draai in die suide, op die berg in die see. En daar waar my liefde kalfvoet loop, die nota vir jou gee. Ek bring vir jou sonneblom uit Bethlehem rivier, en gee dit water op bloemfontein, en dan overvul ek koppertjie sout by die tuin van nommer 3 Dalingstraat, en hanepoedruiwe uit die Parelvallei. Oom Pieter. Nog 'n somerson Kersfees, van die koningskind verjaar. Ek skryf vir jou in die noorde, en sal die kopsy vra, sal hy gaan draai in die suide, van die berg in die see. En daar waar my liefde kalfvoet loop, die nota vir jou gee. Ek bring vir jou sonneblom uit Bethlehem, en gee dit water op bloemfontein, en dan overbring ek koppertjie sout uit die tuin van nommer 3 Dalingstraat, en hanepoedruiwe uit die Parelvallei. Nog 'n somerson Kersfees, van die koningkind verjaar. Die suidelike reis my kompas, en die engelekoor reis saam, in my hart getal noda, oor die liefde, en ek weet, die herberg lê om die draai, ek wag vir jou by die see. Ek bring vir jou sonneblom uit Bethlehem, en gee dit water op bloemfontein, en dan overbring ek koppertjie sout by die tuin van nommer 3 Dalingstraat, en hanepoedruiwe in die Parelvallei. Ek bring vir jou sonneblom uit Bethlehem, en gee dit water op bloemfontein, en dan overbring ek koppertjie sout uit die tuin van nommer 3 Dalingstraat, en hanepoedruiwe uit die Parelvallei, en hanepoedruiwe uit die Parelvallei. Dankie. Baie dankie. Kyk of jy vir my die son kan vang. Daar's 'n kamer in die huis waar ons die son kan vang. Dis donker by die venster in die middel van die nag. Onthou jy hoe helder die kamer kon laat? Kyk of jy vir my die son kan bring. Daar's 'n liedjie in die gange waar die son kan sing.
Dan is stil in die gange hierdie koue seisoen. Wanneer jy sien wat die wind en die reën aan my doen. Sonvanger, ek vra jou mooi, laat hom weer vir my kom skyn. Sonvanger, laat my verstaan, o somer, somer so, en die niet kan verdwyn en hy laat hom kyk of jy vir my die son kan kry. Daar's 'n huisie in my hart waar die son kan bly. En kyk of jy vir my die son kan stuur. Daar's 'n plekkie in my tuin waar die son kan speel.
dan gou wragtig lekker hande klap, want wat die ou se boerehart so lekker laat klop soos hierdie ou volksliedere, nee. Dit sit sommer heel aan 'n toon op die dag ook. Dames en here, ek wil julle net graag volgende welkom heet. My naam is Stefan de Tooy en ons is vanoggend die 116de keer vir 'n geloftefees op De Wetstrif. De Wetstrif is vanjaar 116 jaar oud en ons sê vir julle elkeen ieder baie welkom. En ons het vroeër die week toe praat ons so as komitee. Boonbehalwe die feit dat hy 'n fees wil aanbied, is daar altyd iets. Ons wil graag hê elke feesganger wat vandag hier is, met iets in sy hart huis toe gaan. Al is dit die lieflike sang, al is dit iets wat Dr. Victor of Dr. Herman sê, daar's altyd iets wat ons wil hê van julle moet huis toe vat. En dit aan die Herman, ons gaan verseker die lekker sang huis toe vat, baie dankie. En ek glo Dr. Victor en Dr. Herman gaan ook vir ons regtig iets gee wat ons na in die hart lê. En hulle sê ek moet nou met julle praat tot 10 uur toe. En hoe meer ek vir hulle sê, luister, mens kan nie vir mense vir 15 minute lank hallo sê nie. Hoe meer sê hulle nee, jy moet dit maar uitfigure. So weet ek nie wat gaan ek vir julle sê vir 15 minute nie totdat nou tyd is vir die 10 uur slot. En vroeër die week, ek gaan julle 'n verhaaltjie vertel wat gebeur het hier op die terrein en wat die week gebeur het. So vroeër die week kry ek 'n WhatsApp en die WhatsApp vra, hoorie Stefan, hoe laat is julle Saterdag hier? Ekskuus, ek net gou hierdie stand skryf. Hoe laat is julle Saterdag hierso? Ek wil graag kom help skoonmaak en ek sien dis 'n dame se naam en ek reken nie, dis 'n jong dame, seker so ons size of wat. Want kyk, is harde werk, hoor. As jy hier na 'n jaar kom, dit lyk rof en dit lyk grof. En so sê ek nee, hoorie, ons gaan 5 uur daar by my ry. Ek is so uur se ry tot hier, dan gaan ons so 6 uur inval, maar ek dink nooit in my lewe 6 uur nie. Ek dink nee, wat ons sal die dames sal ons sien hier teen 7 uur, 8 uur se kant. En die Vrydagmiddag breek haar brand uit en ons trek voorbrand en ek kom laat by die huis en ek kry nie die goed gelaai wat ek wou gelaai het nie en ek dog nee, Jessie, ek sê gou môreoggend sal ek laai. Dis mos nou nie so erg nie. Ek gaan in elk geval eerste daar wees. En ek gaan nou om Herman toe 'n hakkie waantjie. Nou daar's nie sy nie en toe ek uitgaan met die waantjie. Toe kry ek 'n boodskap wat sê, hoorie Stefan, ek staan al hier voor die hek, waar's jy? En op daai oomblik te voel ek net so groot want die oudes mos nou nie in ons manier om laat te wees nie. En ons kom hier so en ons ek jag tot hier en daar begin ons die dag. Maar ek kom nou van Riverrand se kant af en ek kom afgery so met die afdraande en ek sien, jessie, maar hier loop dis al meer 'n senior tannie as wat ek nou in my kop gehad en ek dink nee, dis seker die een wat my ge-WhatsApp het se ma of se ouma of so. Ons sal nou sien. En ek trek hier by die hek en nee, tannie stel haarself voor en ek sê, o jessie, ek, jy en jou, maar is eintlik tannie. En ek vra tannie, is tannie seker wat vandag moet gebeur want dis rof. Sy sê, luister my kind, ek het 20 liter skoon water gebring want gewoonlik pomp jy hierdie gat soos vir 3 ure voor die water helder word. Sy pluk hierdie kant gordyne af, sy gooi vir hulle daar in 'n 20 liter emmer, maar sy was vir hulle. Sy werk vir my, al ander 8 werkers moeg. Die bedieners wat saam met haar werk, daar's net nie einde nie. Sy gaan. En ek moet gou 10 uur moet ek gou wegloop want so wragtig met die laaiery vergeet ons goeters. En ek ry en ek steek gou terug huis toe en ek kry goed en ek kom terug. Toe ek terugkom toe sit almal in lunch, maar die tannie nee wat, sy het haar geel handskoentjies aan en sy werk en sy gaan aan. En ek begin so dink aan vasbuiters en so. Nou vir die van julle wat nie weet nie, juffrou Erna was my Joan, hier's 'n klomp van ons wat sit, sy's eintlik ons laerskooljuffrou gewees. Nou sy het jou geleer spel, sy het vir jou geleer koning trap vir Gogga dood en al daai dinge. Nou kom ek op 'n woord, nimmer eindigende vasbuiter, want die tannie laat vir my dink aan 'n nimmer eindigende vasbuiter. Nou weet ek kan nou nie voorkom en dan vertel ek vir julle van 'n nimmer eindigende vasbuiter en dan sit nie eers 'n woord nie. Nou WhatsApp, nou wil ek juffrou Erna WhatsApp, nou wil ek vir haar tik, nou dink ek not the hell, ek weet nie eers hoe spel jy die groot woord nie. As ek hom nou nog verkeerd kan spel, gaan ek eers 'n spelles kry en dan gaan ek nou hoor of dit 'n woord is of nie. Nou stuur ek vir haar voice note. Nou sê ek, hoor juffrou, is dit 'n woord, nimmer eindigende vasbuiter? En sy sê nee, Jessie Stefans, is reg, is 'n mooi woord en wat? En daar sê ek, okay, daar's ons nou halfpad daar met die storie. En so begin ek hier kom en ek kyk en ek begin terugdink en ek kyk vanoggend hierdie gehoor en ek sien die ouens wat hier sit en jy sien die landbouers. Nou kom ek sê vir julle, almal hier neem ek aan is nie landbou, dis nie nou 'n gawe tyd om in landbou te wees nie. Maar jy sien nie een ou wat hier sit vanoggend met 'n hartseer gemoed of met 'n dikbek of wat nie, want in ons DNA, in 'n Afrikaner se DNA is nimmer eindigende vasbuiters. Dr. Dirk en daar kom dokter so pertinent deur, want ek dink hierdie ouens verstaan aldag die aanslag waaronder Dr. Dirk hulle is met hierdie Bella wette en so nie. En daar is net nooit, man, dis nooit te droog nie, dis nooit 'n moeilike fight nie. Jy fight hom vanaand, môreoggend staan jy op en jy's weer reg. En ons het die naweek het ons weer so voorval gehad. Dit brand nou al vir flip in 3 dae. En die ouens is moeg en die ouens is geïrriteerd en dit gaan dwars deur die nag, maar môreoggend is hulle vars en hulle gaan weer aan.
En so die boodskap wat ons van komitee af graag aan julle wil oordra, is onthou net, maak nie saak hoe swaar dit raak nie, maak nie saak hoe taai dit raak nie. In jou DNA is nimmer eindigende vasbyt gegraveer. Jy sal nie vir 11 geslagte, my geslagte gaan vir nog 11 wees. Ons gaan nêrens heen nie, want jy is 'n nimmer eindigende vasbyter. Nou op daai woord wil ek graag vir Dr. Victor Dassen wil voorstel. Ek kan nou vir julle al sy hele verhaal lees en vir julle vertel hoe hy is en wat, maar ons het besluit om dit kort te hou, want anders gaan ons heel dag hier sit. Maar vir die van julle wat nie weet nie, Dr. Victor, is ek reg as ek sê, dokter het ingevlieg van Duitsland af om vandag hier te wees. Dr. Victor het ingevlieg van Duitsland af. Ja, kos jy maar lekker hande klap vir dit. En hier in die koepel, ons hou daarvan ons roem ons daarop om te sê, hier's groot geeste wat hier uitgekom het, en hier's groot geeste wat nog steeds hier tuis gaan, en Dr. Victor is so 30 kilos van hier af van hulle grond, dis om Herman se buurman, en vir die van julle wat nie weet nie, Dr. Victor is 'n lid van die Raad van Internasionale Kongres vir Kalfynnavorsing. Hy het verskillende wetenskaplike boeke en artikels gepubliseer. Hier's nog 'n beter een, dankie tannie Erna. En tydens sy aktiewe studentelewe het hy ook klas gegee en was in die burgermag. Sy doktorsgraad het hy met lof in Duitsland verwerf. Sedert die 1980s is Dr. Victor in sendingwerk betrokke, Sesotho Griekwas Duitsers, en hy's verbonde aan die RTS in Duitsland. En gee ook klas of hou voordragte by geleentheid op 4 kontinente. Dr. Victor is getroud met alleen, en ek dink voor ons dokter na die bo kyk, ons net vir Dr. Victor weer 'n handuitklap gee. Dr. Victor, baie welkom hier by ons. My kinders sê partykeer vir my Afrikaans is oudtyds, maar as ek nou my jong kinder daar hier in die Vredefort koepel onthou, sê ons gesê het so 'n backcourt jam. Sjoe, maar ek kan verstaan hoekom het hulle jou hier laat praat. Jy het 'n gladder mond as die res van die komitee. Ja, dis 'n groot voorreg vir ons om hier te kan wees, vir my, met die grootste deel van my gesin. Die dogter en skoonseun van ons van Daleen en my wat nie hier kan wees nie, is nie hier nie omdat hulle by Kolini se geloftefees is waar hy ook moet optree. En hulle optrede het gisterand al by die Voortdek Monument gebring, so ons is baie dankbaar. Ons voel regtig baie tuis. Ek sê vir Daleen so vroeër vandag, dit is om snaaks. Al die mense lyk bekend vir my. Toe sê sy ja, dit is vir almal Afrikaners, so ons lyk maar vir almal bekend. En nou kyk ou Johan so kwaai vir my, nou is die mikrofoon aan. Daar sy. Vergun my voor ons met die diens begin. 3 opmerkings. Die eerste een is, ek het dit eintlik reeds genoem, dat ek baie tuis voel hierso. Ek het groot geword met 'n ou fiets wat ek gery het, 'n ou BSA 24 grootte fiets, waarmee ons hierdie, ek was nog klein, die Vredefort koepel plat getrap het. Baie mooie herinneringe en mens voel altyd hier tuis. Tweede opmerking is, maar mens moet versigtig wees, want ek voel tuis, want ek is in die Vrystaat en ek is by 'n geloftefees, is maar soos wat 'n mens groot geword het, maar een ding wonder ek oor, en nou wil ek nie krities wees as ek dalk iets misgekyk het nie, maar waar is die Vrystaatse vlag? Ek het die Transvaalse vierkleur hier buite gesien, en dan wil ek aanbied, as julle nie een het nie, die Wetstrif geloftefees komitee, want ek meen, die wet, die naam sê dit, dan nog kort hier 'n Vrystaatse vlag ook miskien volgende jaar. En die derde ding is wat ek net wil sê, dit is een van die mooiste historiese geloftefeesterreine wat ek nog gesien het. Ek het die voorreg gehad al by geloftefeeste by Bloedrivier of by Vegkop of ook by die monument. Maar die behoud van ons geloftefeeste is die plaaslike geloftefeeste. Want niemand van ons sal almal, of ons sal nooit almal by een van daardie sentrale geloftefeeste kan wees nie. So, dit is die voorreg wat ons almal vandag hier het, dat ons op die manier ook ons gelofte wat ons ook weer aflê, gestand kan doen. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het.
mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. In die liederebundel is daar by lied nommer 27 die woorde van Psalm 100. Ons gaan nou saam sing, Psalm 100, en daar sing ons vers 1, 2 en 4, dit is lied nommer 27 in die bundel. Dit is op bladsy 16, in die nuwe bundels, maar hier is hy ook. Nee, die teks is hier afgedruk, Psalm 100. Kom ons staan op en sing Psalm 100 as lofpsalm saam, 1, 2 en 4. Die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy oneniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons kan sit. As ons dink aan ons voorouers, amper 200 jaar gelede, dan weet ons ook, hulle het uit die woord geleef, en daarom slaan ons nou die Here se woord oop by Deuteronomium 5, waaruit ons sy wet gaan hoor, die wet van die Here uit Deuteronomium 5. En die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die 3de en aan die 4de geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag
dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige vee van jou, of van jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God het jou daarvan uitgelei deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, of na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan nou antwoord op die wet van die Here. Dit is ook in die liederebundel uit Psalm 25 vers 2. Ons sing Psalm 25 vers 2, dis lied nommer 29 in die sangbundel en dis op bladsy 17, bladsy 17 van die nuwe bundels. Te pad my aan, maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Kan ons vers 2 kry, Pieter? Daar sê, ons sing vers 2 van... Goed, ek kan weer sit. Ek kan weer sing, dankie Erna vir die mooi begeleiding. Ons skriflesing is Psalm 2. Psalm 2, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, hy lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek self u gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam.
wel geluksalig is almal wat by hom skuil. Sover ons skriflesing. Die psalmberuiming van Psalm 2 is miskien nog meer bekend as die Afrikaanse Bybelvertaling, wat dring en dryf die wilde heidendom, dat volke raas in opgewondenheid, gedigte konings staan gereed al om en wêreld groot is, raadslag vir die stryd, om God almagtig na die kroon te steek en saam teen sy gesalfde op te staan, wil sê, kom nou, laat ons al bande breek en van al juk vir altyd ons ontslaan. Vriende, die voortrekkers, ons voorouers, het die psalms geken. Ons weet dit, want die bronne daaroor is baie duidelik. Ons weet hulle het daagliks met die psalms geleef. Daar is selfs verwysings daarna watter psalms hulle, byvoorbeeld die vegkommando in die week direk voor die slag van Bloedrivier, elke aand met godsdienst met hulle gesamentlike lees en bid gesing het. En dit is ook nie onverwags nie, want die verband tussen die psalms uit die woord van God en die gelofte self spreek van self. Die sinsnede in die gelofte 'n dankdag soos 'n Sabbat veronderstel die enge, onlosmaaklike band tussen die gelofte en die woord van God. Dis ook die psalms. Wanneer van 'n gelofte sprake is, bid tot die Here in benoudheid en dank aan hom, dan is dit psalmtaal. Juis die idee om die Here aan te roep in die dag van nood loop soos 'n goue draad deur die psalms en so ook die erns daarvan indien 'n gelofte afgelê sou word. Ek kan 'n hele klompie psalms en psalmverse noem waar dit uitdruklik gesê word. Ek lees maar uit Psalm 22 vers 25 en 26. Want hy, dit is die Here, het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Van u kom my lof in 'n groot vergadering, ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Dieselfde lees ons in Psalm 50, Psalm 56, Psalm 61, Psalm 116, so sou ons kon voortgaan. Aan die ander kant, dat ydelle geloftes of geloftes wat nie met erns beheen word nie, 'n gruwel is in die oë van die Here, sê hy ook baie duidelik in sy woord. Byvoorbeeld in Spreuke 20 sê die Here die volgende: dit is vir die mens 'n stryk dat hy onbedagsaam sê heilig, om dan eers na die geloftes te oorweeg. En wat ook baie duidelik is natuurlik die woorde van Jesus Christus, waar hy gesê het, ons lees daarvan in Matteus 5, laat julle woord wees ja, ja, nee, nee. Wat meer is as dit is uit die bose. Dit is dan ook nie 'n wonder nie, die meeste van ons sal dit weet, Sarel Silje byvoorbeeld, die geestelike leier by daardie kommando, was aanvanklik nogal skepties oor die gedagte om 'n gelofte af te lê. Juis, dit was sy waarskuwing, weens die groot en die realistiese risiko en die gevaar dat dit later nie meer gehou sou word nie. Terug na ons Bybelteks wat ons vandag gelees het, dat ons voortrekker voorouers Psalm 2 ook goed geken het. Dit kan ons met stelligheid aanvaar en hulle het dit nog gelees in die Statenvertaling. Want eers 'n eeu later sou die Afrikaanse vertaling gepubliseer word. En die weergawe wat hulle gesing het in die ou psalmberuiming van 1773 nog in Nederlands was, wat drift beheerst en het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen, de koningen
verheffen zich alom de vorsen zijn vermetel saamgekomen, om God den Heer zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Zij spreken saam, laat ons in bande breken en van een juk en touwen ons ontslaan. Bewusselik sluit ons 1937 psalmberuiming ook hierby aan dat die mense dit nog kon herken, die psalms wat hulle uit hulle kop geken het. En dit bly maar vir my altyd aangrypend om na te dink aan daardie fase in die groot trek, daardie donker jaar 1838, na die verskriklike hartseer van al die moorde en die slagtings onder vrouens en kinders vroeër die jaar, name soos Bloukrans, Moordspruit, Wenen, die onsekerheid van die oorweldigende getalle oormag van die vyand. By die slag van Bloedrivier is daar verskillende bronne, maar ons kan met stelligheid aanvaar, ons praat van ongeveer 15.000 Zulus teenoor die sowat 470 in die vegkommando van die voortrekkers. Daardie onsekerheid. Dit is vandag vir ons eintlik maklik om oor Bloedrivier te praat, want ons ken die uitslag. Dis iets totaal anders, moes iets totaal anders vir hulle gewees het. Daardie vrouens en kinders van die burgers op die vegkommando wat agtergelaat is met 'n paar uitgesoekte boere, voortrekkermans om hulle te beskerm, 'n hele afstand daarvandaan. Hulle kon ook nie weet wanneer die geveg sou plaasvind nie. En vir die boere as deel van die vegkommando wat laer getrek het langs die rivier wat toe later die naam Bloedrivier gekry het. Aangrypend om te dink dat presies op hierdie oomblik 186 jaar gelede daardie geveg plaasgevind het. Presies op hierdie oomblik. Dis onvoorstelbaar. Die omvang van die geveg, maar dit is ook onvoorstelbaar hoe deurslaggewend dit was vir die geskiedenis daarna. Ons weet ook die nedersettings hier langs die Vaalrivier aan die Vrystaat en aan die Transvaalse kant het daarvan afgehang. Maar terug na die woord, na Psalm 2. Ons moet onthou, Bloedrivier het nie binne 'n lugleegte plaasgevind nie. En Psalm 2 maak dit juis vir ons so duidelik. Christus deur sy gees en woord met Psalm 2 stel dit vir ons op 'n manier voor wat ons dit voor ons kan sien afspeel. Net soos 3000 jaar gelede toe hierdie Psalm neergepen is en 2000 jaar gelede toe die Seun van God mens geword het en die volgende eeue met die wrede vervolging van Christene in die hoogbloei van die Romeinse Ryk, asook al die eeue daarna, so ook in 1838 toe ons voorouers hulle in 'n absoluut eksistensiële situasie, 'n oorlewingsstryd bevind het. En ook vandag geld Psalm 2 onbeperk en ten volle. Die rede waarom Psalm 2 by hierdie geloftediens ons teks is egter nie hoe groot die rol was wat dit by die voortrekkers gespeel het nie. Dit was wel 'n baie groot, oorweldigende rol. En die inhoud van die gelofte maak dit vir ons duidelik. Maar die eerste plek, die belangrikste rede waarom ons uit die woord uit Psalm 2 gelees het, is dat dit soos al die psalms oor Christus gaan, oor sy heerskappy. Hy is die ewige koning, hoor ons hier in Psalm 2. Hy is die gesalfde, van hom lees ons hier in Psalm 2. Die een teen wie almal in opstand kom, die nasies van die wêreld en die leiers, vers 1 en vers 2. As ons nie van beter geweet het nie, dan klink dele van hierdie Psalm amper soos 'n koerantopskrif in die jaar 2024. Byvoorbeeld, die owerhede van die aarde beplanne opstand teen die gesalfde van die Here, of geheime besluit het uitgelek, laat ons die bande van die Here afwerp. So is dit met die woord van Christus, dit bly altyd aktueel. Ons direk aan met hierdie Psalm. Saam met Psalm 1 het Psalm 2 'n besondere karakter.
Beide word gesien as 'n inleiding op die hele boek van die Psalms. In Psalm 1 leer ons wie die mens is en in Psalm 2 leer ons wie die Here is. Die Here is almagtig. Sy Christus, sy gesalfde, is die alleenheerser. Met Psalm 2 word sy almag bevestig, 'n almag en alleenmag ten spyte van wêreldheersers, presidente, konings, generaals, diktators, despote. Soos 'n rooi lyn, 'n rooi draad, loop die bekendmaking van die Here se mag eintlik deur die hele skrif, deur die Bybel. In die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament maak hy homself bekend as die skepper van hemel en aarde. So het ons ook ons diens begin met die woord uit Psalm 121. As die een wat alles beskik, so bely ons dit ook in ons geloofsbelijdenisse. En in Psalm 2 word die implikasies van sy alleenheerskappy in die mees konkrete woorde vir die hele wêreld en die wêreldpolitiek uitgespel. En fyn besonderhede, dat hierdie heerskappy van Christus as enigste heerser ook ewig is, leer ons ook elders in die skrif, maar in die besonder in Psalm 110. In Psalm 2, vers 6 en 7, maak hy bekend dat hy alleen mag het. Vanaf Sion, Jerusalem, met sy eysterstaf. En in Psalm 110, vers 1 en 2, maak hy bekend dat sy mag ewig is. Vanaf Sion, vers 1 en 2, met sy scepter. In die vroegste ure van die eerste gemeente van Christus, ons praat nou van amper 2000 jaar gelede, daar in die eerste eeu, onder die eerste Christene wat so pas van tevore deur die Gees in die waarheid ingelei is, die Gees is op hulle uitgestort, het die apostels al besef hoe Psalm 2 tot vervulling gekom het. Ons lees dit in Handelinge 4. Uit daardie pioniersgeskiedenis van die eerste kerk in Jerusalem leer ons al die implikasies van die profesieë van Psalm 2. Ons leer daar spesifiek in Handelinge 4 ook hoe belangrik gebed is en hoe belangrik dit is om die woord van God onbeskroomd, onthou die woord van God is die woord van Christus, onbeskroomd te spreek, uit te dra. En dit word in Handelinge 4 juis op Psalm 2 gegrond, met Psalm 2 begrond. Ons weet hoe die vervolging van daardie gemeente kort daarna begin het. Ons weet hoe medegelowiges vermoor is, Handelinge 12 en daarna. Maar tog bly Psalm 2 se waarheid, die waarheid van die skrif steeds geldig. Soos Johannes 14 waar Jesus sê, ek is die weg en die woord en die waarheid. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Vriende, gelofte dag, volksgenote, ons leer met Psalm 2 dat ons nooit, of het nou op grond van die media is, of sosiale media, of die tydsgees, dat ons nooit vir die verkeerde of vir die bose mag kies nie. Kant mag kies nie. Die Here leer ons met Psalm 2 dat die bose, dit is Satan, teen die gesalfde van die Here, teen Christus saamsweer. Vers 1 tot 3, en ons moet nie die fout maak deur nou net hier aan ander te dink, met die vingers na ander te wys nie. Elkeen van ons wat Christus en sy woord nie onvoorwaardelik volg nie, elkeen wat op homself vertrou, op sy eie vaardighede, op sy eie gesondheid, of sy afkoms, of op sy status, op sy eie sukses. Ja, elkeen van ons wat nie met ootmoed en deemoed nederig onder die indruk van die genade is, om slegs in Christus uit ons diepste ellende verlos te word. Onthou, ons diepste ellende is my eie sonde. Elkeen so 'n persoon is nie beter as die nasies en die leiers van die aarde, wat dalk ver hiervandaan is, of nader, na wie ons wil vingers wys nie. Hulle wat teen die gesalfde van die Here saamsweer nie. Geloof in Christus is slegs geloof wanneer dit onvoorwaardelike geloof is, om al jou vertrou op die Here alleen te plaas.
dan kan die laaste sinnetjie van Psalm 2, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Met Psalm 2 dwing Christus ons om die gelofte volgens sy woord na te kom. Wanneer ons, soos wat ons vandag ook hier gaan doen, met die gelofte beloof dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot gedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Dan is hierdie belofte wat nie net ons voorouers gemaak het nie, maar wat ons elke jaar self ook maak, dan is dit baie meer omvattend as wat ons dalk besef. Dan gaan dit nie net daaroor om een dag per jaar geloftedag te vier. Dan gaan dit ook oor elke Sondag van elke week. Die implikasie van daardie woorde in die gelofte, 'n dankdag soos 'n Sabbat. Dit maak dit onteenseglik duidelik. En wanneer ons die 4de gebod, ons het dit vandag weer gehoor, oor die Sabbat, sê dat die opstanding van Jesus, vier ons dit op die eerste dag van die week, op die Sondag, wanneer ons dit hoor uit die woord, dan beteken die gelofte, gegrond op Psalm 2, dat die Here ons vir een dag in die week losmaak van alle ander verpligtinge en ontspanning, om tyd te hê vir die eredienste, om kerk toe te gaan, om tyd te hê vir sy woord, om tyd te hê vir gebed. Hy maak ons vry. Die Here het nie die Sondag nodig nie. Hy het dit vir ons gegee, ter wille van ons. En dan lees ons ook daarin, en dit word baie maklik vergeet, dieselfde 4de gebod, 6 dae moet ons hard werk. Die Here roep ons daartoe om hard te werk. Om die woorde van Stefan aan te haal, nimmer eindig in 'n vasbyter. Ek hoop ek het jou reg onthou, Stefan. Ek sou daarom ook vir jou kon gehelp het met die spelling. Om hard te werk, ook tot sy eer. Die gelofte beteken nie net dat ons sê, ja, by Bloedrivier het hy die voordekkers gered nie, want dit is 'n wonder. Ons kan nie met die wapens, of met militêre strategie, of met enige menslike rede daardie uitslag verklaar nie. Ek het al daardie slag vergelyk met groot veldslagte deur die hele geskiedenis van baie eeue voor Christus, die Perse en die Grieke. Bloedrivier kan nie menslik verklaar word nie, dit was 'n wonder. Maar die Here verwag van ons, as ons ook dit erns bedoel met die gelofte, maar baie meer nog wat hy vir ons sê met sy woord, dat my hele lewe, nie net die een geloftedag per jaar nie, en nie net elke Sondag nie, maar die hele week, die hele jaar, tot sy eer moet wees. Dis 'n eenheid. Ons kan nie my beroepslewe en my geloofslewe van mekaar skei, of my gesinslewe en my geloofslewe, of ons volkslewe en geloofslewe. Dis 'n eenheid. Dis wat die skrif, die woord van die Here ons leer oor die mens. Dis alles 'n eenheid. In Openbaring, in die laaste boek van die Bybel, maak Jesus Christus 'n aanspraak op die waarheid. En telkens in sy woord wys hy vir ons daarop, daar's 'n skeiding tussen lig en duisternis. 1 Johannes 1 byvoorbeeld. Daarin word alle leuns weerspreek, ook alle sogenaamde, verskoon nou maar asseblief die Hollands, fake news, fopnuus. Hy is die waarheid, Johannes 14. Hy heers alleen, Psalm 2. Hy heers vir altyd, Psalm 110. Nogtans, en dit weet ons, dit sien ons ook, nogtans is die alleenheerskappy en die ewige heerskappy van Christus, sy koningskap, nie sigbaar nie. Bloot 'n gereelde kyk na nuusberigte laat ons dink dat dit lyk asof alles in die wêreld gebeure op los skroewe te staan gekom het. Daar word nie minder oorlog gevoer nie, daar word meer oorlog gevoer. Dit lyk of die bose seevier. Dit lyk of alle ordes dreig om in mekaar te tuimel. 'n imperialist soos Putin, soortgelyk aan Milner of Kitchener,
1 en 'n kwart eeu gelede ook hier in die Vrystaat, waar Vrystaatse dorpe afgebrand is, dreig om Europa en die Weste byna op 'n daaglikse grondslag met dreig Europa met 'n derde wêreldoorlog, selfs met atoombomme. Maar intussen sit hy sy moordveldtog teen onskuldiges elke dag voort. En in die res van die wêreldpolitiek lyk dit ook of diktators en despote al hoe meer mag verkry. Die waarheid tel nie meer nie. En ons moet weer versigtig wees om dan net vingers na ander te wys. Wie nie aan die kant van die waarheid is nie aan die kant van Christus nie. Hy het vir ons ook geleer in Matteus 24, Markus 13 of Lukas 21 van oorloë en gerugte van oorloë. Van die opstand teen die Here en sy woord. Ons moet eintlik nie verbaas wees nie. Die lyding van onskuldiges, wat ons nouliks kan voorstel, ook op hierdie oomblik, moet ons nie verbaas nie, maar moet ons onder die indruk bring van die dringendheid om Christus te volg. Hy gee vir ons nog genade tyd om hom te volg. Met Psalm 2 leer Christus ons juist dat die Here se almag vastigheid bied, te midde van die grootste wanhoop, terwyl dit lyk of alles aan flarde lê, dan kry ons die troos en die perspektief uit die woord van Christus, dat dit die enigste vastigheid is waarna ons kan gryp in 'n wêreld wat lyk of dit alle balans verloor het. Dis 'n troos in 'n trooslose wêreld. 'n Bemoediging terwyl almal wil moed verloor. 'n Hoop vir mense wat skuil in kelders, omring deur oorlogspyn, te midde van bomsirenes en met sterftes en beserings van onskuldiges wat net nie ophou nie. Ek het 'n paar weke gelede aanlyn klas gegee vir teologiese studente in Oekraïne. En elke nou en dan is een van hulle af van die monitor, omdat daar nie meer elektrisiteit is nie weens bomme. Of die vertaler sê vir my, ek moet verskoon dat hy moeg is, maar vorige nag moes hulle in die bomskuilings weens die sirenes gaan skuil. Ook diegene wat onder die wanindruk verkeer dat hulle aan die kant van die Here is, maar heimlik in opstand teen hom en sy woord is, sal onderwerp word, want die Here bly in beheer. Dit leer ons in Psalm 2. Trouwens, dit kan nog meer gevaarlik wees wanneer die heersers oor volke en nasies onder die skyn van Christelikheid met die sluier van diens aan God in 'n waarheid teen sy gesalfde en teen Christus in opstand is. So het Calvin al 450 jaar gelede oor Psalm 2 geskryf. 'n Toegewyde leser van die Bybel behoort nie daaroor verbaas te wees nie. Ook Paulus het nog tot direk voordat Jesus hom bekeer het, die Christene vervolg. Hy was amptelik betrokke by die steniging, by die moord op Stefanus, die eerste martelaar van die Nuwe Testamentiese kerk. Dan kom ons, as ons so vaskyk in al hierdie pyn en rommel en onverklaarbare lyding in die wêreld, al die opstand in die Here en sy gesalfde, by die uitsonderlike vers in Psalm 2 vers 4. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met die wat in opstand is teen hom. Wat beteken dit vir mense in hulle nood en lyding en hartseer dat die Here lag? Hoe word mense in desperate kommer oor ontstellende wêreldgebeure of wanneer jou eie lewe bedreig word, vertroos deur te weet die Here lag oor die opstandelinge. Die feit is dat die Here ons met Psalm 2 met die gelag van die Here troos. Deurdat die Here lag, toon hy sy minagting van die bose. Hy lag nie omdat dit 'n snaakse grap is nie. Hy minag die bose wat dink hy het krag of uit sterkte. Hy lag en spot oor heersers wat dink hulle kan in opstand kom teen hom, wat dink hulle kan vir altyd maar inpalm wat hulle wil inpalm, mense onderdruk soos hulle wil. Die Here lag nie omdat sy kinders se leed en lyding hom nie raak nie. Inteendeel, hy lag en spot juis oor daardie heersers in opstand teen hom. Hy lag want hy kan enige tyd ingryp. Bloedrivier was so
voorbeeld van die Here se ingryping. Hy kan ingryp wanneer dit hom behaag. Terwyl kinders van die wêreld, kinders van die Here wêreldwyd ween en treur, te midde van die leed byvoorbeeld van oorlog, dan lag die Here oor die dwaasheid van mense wat dink hulle is magtig. In vers 5 in die 1953 en ook weer in 2020 vertaling kry ons die woordjie dan. Die dan wys daarop dat die Here die geskikte tyd van sy oordeel beplan en hy wag dit af. Vir ons is dit moeilik, eintlik onmoontlik om te weet hoe lank, hoeveel hartseer en swaar kry moet 'n mens beleef, maar een ding kan ons weet en dit sê die Here vir ons, die wraak kom die Here toe. Sy toorn, verse 5 en 9, sal elke heerser wat in opstand in Christus is, tref. Ons sluit af. Psalm 2, vriende, bring ons na die troon van genade, na Christus. In ons dankbaarheid teenoor die Here vir die redding in 1838, weet ons, dit is nie omdat die voordekkers beter was nie. Ook dit was net genade. Maar die gelofte het daartoe gedien en dien ook vir ons amper 2 eeue later daartoe om Christus alleen in die oog te hou. Alleen ons oog op hom te rig, om die eer aan hom alleen te gee. Want ons kan bely, ons heil, ons redding, berus nie by onsself nie, of by ons geskiedenis, of by my meriete nie, wat ek nie het nie, maar net by Christus. Dit leer Psalm 2 vir ons. En dan eindig die Here hierdie Psalm met die eis van gehoorsaamheid, vers 11. En die opdrag om Christus te volg en te dien, vers 12. En dan kom sy finale troos, soos wat ons in die psalmberuiming aan die einde van die psalm saam sing, welsalig wie hom huldig as hul Heer, wie by hom skuil en op sy bystand wag. Amen. U kan so bly sit, dan dank ons saam. Ons Vader in die hemel, ons staan vanoggend weer met ootmoed voor u genade, terwyl elkeen van ons, as ek eerlik is, as ek opreg in die spieël kyk hoe ek verlore is weens my eie sonde, elke dag, dat ons deur u en u woord geleer word, ook deur Psalm 2, alleen in Christus is daar redding. Ons dank u vir die voorreg dat ons hier kan saamkom in vrede, hier in die buitelug, dat ons kan hoor, dit word al 116 jaar lank hier by hierdie De Wetstrif geloftefees terrein gedoen. Ons ken die geskiedenis van swaar tye van ons voorouers. Ons ken die huidige omstandighede van verskillende mense wat nog swaar het in hierdie land en in die wêreld. Ons wil almal aan die opdra wat u nog nie ken nie, in ons omgewing, maar ook wêreldwyd. Ons wil u vra om vir ons te help om, soos ons van die apostels in Handelinge 4 lees, vrymoedigheid te hê om u woord uit te dra aan almal wat ons pad kruis, elkeen, ongeag van taal of agtergrond, dat ons u woord uitdra, want dit is hoe ons ook aan u alleen die eer gee vir daardie onverklaarbare oorwinning 186 jaar gelede. Ons bid dat u ons genadig in Christus sal aansien, dat u ons sal lei om uit sy genade te leef, en dat ons elkeen hiervandaan verder net Christus sal volg. En gee dan vir ons dat ons sal bid, soos ons ook sien by die apostels in Handelinge 4, vir hulle wat op die oomblik in oorlogsomstandighede is, hulle wat onskuldig is en ly deur bomme en kruisvuur en aanvalle, verskillende kontinente, Afrika, Midde-Ooste, Oekraïne, Asië. O Here, en gee vir ons soos wat ons bid met die gebed, wat u Seun vir ons geleer het, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word.
laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde soos ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dit bid ons deur die Gees in die naam van Christus. Amen. Kom ons sluit af met Psalm 42, die eerste 3 verse. Dit is ook in ons liederebundel. Dit is lied 31 in die nuwe bundels op Psalm 18. Psalm 42 vers 1, 2 en 3. En dit is bladsy 18, lied 31. Psalm 42 vers 1, 2, 3, soos 'n hert in dorre streke skreeuend dors na die genot van die helder waterbeke, dis die helder strome, skreeu my siel na U, o God. Sy aangesig oor ons verhef en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.
Baie dankie Dr. Victor. Dit is 'n boodskap wat van ver af kom, maar is 'n boodskap wat ek dink iedereen en elk van ons het ten minste ietsie gekry wat ons hier uit kan vat. Ek weet een wat ek gaan hou is wie nie aan die kant van die waarheid is, kan nie aan die kant van Christus wees nie. En soos ek 'n stuk gekry het wat ek sal onthou, is ek seker elkeen van julle sal vandag hier weggaan ook met 'n stuk van die boodskap. Baie dankie Dr. Victor. Dan het so 'n paar ordereëlings wat ons gou wil deurgee. Ons gaan dan nou vandag, dan is dit nou die vlaghuising en die kraansleggingsseremonie. Ons gaan kollekte hê by die hekke, maar nou wil ek julle vra. Dr. Victor se pa, wyle professor Dassenwil. Dr. Victor het vandag van sy boeke hier saamgebring. Hulle gaan hierso staan by hierdie tafeltjie. Daar is van hulle wat nie meer in Afrikaanse druk beskikbaar is nie. Daar's van hulle wat in Engels is, soos Bloedrivier onder andere, maar dis regtig 'n uitstekende boek. Ek dink julle sal julle bederf met dit. Dr. Victor hulle skenkie boeke vir ons. Dit is nie, daar gaan nie geld gevra word vir dit nie, maar ons wil tog vra, as jy 'n boek vat, sal julle asseblief net vir ons 'n donasie by die kollektes ingooi, want dit kom weer alles terug te Rein toe. En Dr. Victor, baie dankie vir daai ruimskenking, ons waardeer dit regtig en ons sê vir dokter baie dankie vir dit. So dan sal dit donasies wees en dan die boeke kan julle vat en dan gaan ons nou vandag en dan sal hom Herman verder fasiliteer daarbo. Maar voor ons vandag, daar het net 'n paar versoeke deurgekom dat ons net voor ons gaan bid vir reën. Ek wil net graag vir Johan oorgee en vra dat hy net vir ons hy gebed sal lei en dan as hy klaar is, dan sal ons vandag vir reën. Ag, nie vir, nee. Ja, vir... Ek sal ook weer sê so backcourt jam. Nou ja, kom ons gaan staan en dan gaan ons net vir die Here sê dankie vir die weer wat ons hier buite hoor en vir die pragtige reën oor ons gebied. Hemelvader, ons dankie in hierdie middaguur. Vader, daar is soveel dinge wat ons vandag herdenk, Heer, en soveel dinge wat saamkom in een punt, en soveel emosies en gevoelens binne in ons, Here. En Vader, daarmee tesame dank ons U vir 'n pragtige dag wat U gegee het. Nou Dawid het geskryf in die Psalms, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons bly wees en ons verheug daarin. Here, en so wil ons verheug in hierdie dag, nie alleen oor dit wat ons gedenk nie, Here, maar ook dat U in hierdie dag vir ons die sluise van die hemel sal oopmaak, en vir ons die reën van ons land sal gee, in die hoeveelhede wat nodig is, Vader, op die tyd wat U daarvoor bestem het, Here. En soos Markus 11 vers 24 sê, wil ons nou reeds vir U sê, dankie, Here, dat U voorsien. Dankie dat U elke boer, elke plaas, hartsgebed hoor en sy roepe hoor na U. En dankie dat U in hierdie dag vir ons voorsien, vir 'n plantyd wat voorlê, vir die res van hierdie seisoen, Here, dat dit pragtig en geseënd en goed sal wees. En dat ons aan die einde van die dag sal kan sê, dankie, Here, uit U hand uit ontvang uit, en geen ander een kan vir ons gee nie, dis U alleen wat die eer en die lof toekom. Word verheerlik hier en word verheerlik in ons dag, word verheerlik in elke druppel wat gaan val, later wanneer ons hier verdag, en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.